Jesus Christus, deur die kragvolle werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loop die Here in antwoord op sy groot seën, hier waar ons ontmoet, en ons sing saam Psalm 9, daarvan vers 1, vers 9 en vers 10. Psalm 9, vers 1, 9 en 10, en daarvan bly ons staan as ons geloof moet saam. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê. Jy mag vir jou geen gesneede beeld
is die jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En hy bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie gestraf laat bly nie. En in die Saterdag dat jy dit heilig, 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, want die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter of jou diensknegt of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy kos, of sy esel, of iets wat van jou naaste is. Antwoord, sing ons saam Psalm 86. Psalm 86, daarvan gaan ons sing, vers 7 en vers 8. Ons sing hier dat ons inderdaad ellendig is. En in vers 8 mag ons ook sing, strofe 8 mag ons ook sing van die Here wat barmhartig is. Veral gaan ons ook hier by stilstand nog gekweer, die Here wat barmhartig is. Psalm 86, vers 7 en 8, en daarna gaan ons saam bid.
U is heilig waar U regeer. Die hele skepping waar U regeer oor elke mens, oor alles wat lewe, beweeg, van die invloedrykste tot die minderwaardigste, regeer U oor alles almal. Hier mag ons tot U bid. Ons mag weet, ons hierdie lastige val wat ons gebeur het, U hoor altyd, U sien altyd as niks verborge voor U, tog het U 'n behaag daarin, dat ons na U toe kom, met ons hele lewe, met ons diepste nood, ook ons kleinste nood, met al ons vreugdes, met ons plesiere, met ons hartseer, met ons geluk. Ons bid tot U, U wat barmhartig is. Ons wil nie kom met hoogmoed in ons hart en U, ons Vader. Ons kom verootmoedigend. Buig voor U en aanbid neer. En ons lei en ken en ons weet, U het al die mag en al die gesag. Ons is oortuig deur die wet, dat ons vol sonde is. Ons oortree die wet elke dag weer. Ons is swak in die geloof, ons is swak in liefde tot U, met ons hele hart en wees en al ons kragte. Ons is swak, klein, liefde tot ons naaste. So baie bou ons eie koninkryk en die lewe gaan oor onsself. So baie versamel ons onsself eer en heerlikheid. U wat altyd eer en heerlikheid toekom, U gaan ons verby. Onse Vader, ons loof U dat ons hierdie mag opdoen, ten spyte van al ons sondes en swakhede. Ons bid en ons smeek U vir die seëninge ook vir hierdie erediens, hierdie ontmoeting, wat het geseën mag wees, dat U vir Uself meer heerlikheid hieruit mag vergader, versamel, en dat U naam so geloofig geprys mag word. Breek die woord van ons oop en dra dit in ons harte en in ons lewens in, sodat die woord mag vrug dra, 30, 60 en 100-voudig. U altyd eer, al die lof toe kom. Nie net hierdie dag, wat die dag is nie, maar ook elke oomblik van ons lewens. Mag ons daar ons ambt van gelowige uitleef, in die verbond, waarin ons tot U staan. Ons bid, vra dit vir ons Here Jesus Christus in naam. Amen. Ons sing nou saam Psalm 103. Psalm 103, ons loof die Here, sing daarvan die 8ste en die 9ste strofes, Psalm 103, strofe, verse 8 en 9. Want God se genade en goedheid is oneindig, oor almal wat hom vrees, sy trou bestendig. Dit reik tot aan die verste nageslag, van hulle wat sy verbond nie troueloos wil skiep. Psalm 103, waarvan verse 8 en 9 gaan ons saam sing. Yeah.
So Markus dit vir ons wat opteken het, natuurlik die Heilige Gees geïnspireer, hoofstuk 20, Matteus bedoel, dis die Markus, Matteus 20, ons gaan saam lees van vers 17 tot en met 21 vers 11. Ons gaan veral stil by die gedeelte van hoofstuk 20 vers 29 tot 34. Nou, net so vooraf hierdie gedeelte waar die Here Jesus die twee blindes weer laat sien as heel wat verskille in hierdie gedeeltes. En ons sal baie oor hierdie verskille geskryf ook as mense hierdie selfde gebeurtenis vergelyk in al drie verskillende evangelies. Byvoorbeeld al twee, dalk sal net hierdie twee, maar Lukas sê hierdie genesing gebeur wanneer die Here Jesus Jerigo ingaan. Terwyl Matteus, wat ons van gelees en Markus, sê dit gebeur wanneer die Here Jesus Jerigo uitgaan. Markus en Lukas maak die melding van een blinde man wat genees word, terwyl Matteus doen dat daar twee blinde manne was. Nou, so opvallend wel, Markus en Lukas nie praat van een, maar daar kon maklik twee gewees of ook maklik waar meer as twee gewees het. Hoe dit ook al sê, die verskille wys ons mooi dat die Heilige Gees mense gebruik het, mense geïnspireer om sy woord neer te skryf, in hulle omstandighede, met hulle persoonlikhede, met hulle verskille, hoe hulle dit beleef en gesien en gehoor het. En wat ook vir hulle dan uitgestaan het. Markus noem ook so byvoorbeeld selfs die man se naam, so dit het vir hom uitgestaan wie die man was, en hy word hom geken, daarom noem hy net dat het een was. En hy fokus veral op die een man, wat die is die daar twee was. Goed, kom ons lees dan gedeelte saam vanaf vers 17. Die is 20 vers 17. En toe Jesus opgaan na Jerusalem, het hy die 12 discipels op die pad alleen geneem en vir hulle gesê, kyk, ons gaan op na Jerusalem, en die seun van die mens sal oorgelewer word aan die owerpriesters en die skrifgeleerdes, en hulle sal tot die dood veroordeel en oorlewer aan die heidene om hom te bespot en te gesel en te kruisig. En op die derde dag sal hy opstaan. Toe kom die moeder van die seun van Zebedeus met haar seuns na hom toe en buig voor hom neer om iets van hom te vra. En hy sê vir haar, wat wil jy hê? Sy antwoord hom, sê dat hierdie twee seuns van my in die koninkryk mag sit, een aan die regter en een aan die linkerkant. Maar Jesus antwoord en sê, julle weet nie wat julle vra nie. Kan julle die beker drink wat ek aanstonds gaan drink en gedoop word met die doop waarmee ek gedoop word? En hy sê vir hom, ons kan. En hy sê vir hulle, waar, my beker sal julle drink en met die doop waarmee ek gedoop word, sal julle gedoop word, maar om te sit aan my regter en aan my linkerhand, berus nie by my om te gee nie, maar as hulle verdier deur die Vader bereid is. Toe die 10 dit hoor, was hulle verontwaardig oor die twee broers. Maar Jesus het hulle aan geroep en gesê, julle weet dat die owerstes van die nasies oor hulle heers en die groot manne oor hulle gesag uitoefen, maar so moet dit onder julle nie wees nie. Maar elkeen wat onder julle groot wil word, moet julle dienaar wees. En elkeen wat onder julle die eerste wil word, moet julle diensknegt wees. Net soos die seun van die mens nie gekom het om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as 'n losprys vir baie. En toe hulle uit Jerigo uitgaan, het 'n groot menigte hom gevolg. En daar het twee blindes langs die pad gesit, en toe hulle hoor dat Jesus verbygaan, roep hulle uit en sê, wees ons barmhartig, Here, seun van Dawid. En die skare het hulle bestraf dat hulle moes stil bly, maar hulle het al harder geroep en gesê, wees ons barmhartig, Here, seun van Dawid. Toe gaan Jesus staan. Hy roep en sê, wat wil julle hê moet ek vir julle doen? Hulle antwoord hom, Here, dat ons oë geopen mag word. Jesus het innig jammer vir hulle gevoel en hulle oë aangeraak en dadelik het hulle oë gesien en hulle het hom gevolg. En toe hulle naby Jerusalem gekom en met
werk bereik het, stuur Jesus 2 disippels uit en sê vir hulle, gaan na die dorp reg voor julle en dadelik sal julle 'n lint vind wat vasgemaak is en vol by haar, maak haar los, bring hulle vir my. En as iemand vir julle iets sê, moet julle antwoord, die Here het hulle nodig en dadelik sal hy hulle stuur. En dit het alles gebeur sodat vervul sou word die woord wat deur die profeet gespreek is, sê vir die dogter van Sion, kyk jou koning kom na jou toe, sagmoedig, en hy sit op 'n esel, ja, 'n jong esel, die vul van 'n pakdier. En die disippels het gegaan en gedoen soos Jesus hulle beveel het. Hulle het die esel en die vul gebring en hulle klere daarop gelê en hy het daarop gaan sit. En die grootste deel van die skare het hulle klere op die pad oopgegooi en ander het takke van die bome afgekap en op die pad gestrooi. En die skare wat voorgeloop en die wat gevolg het, het uitgeroep en gesê, Hosanna vir die seun van Dawid. Geseën is hy wat kom in die naam van die Here. Hosanna in die hoogste hemele. En toe hy Jerusalem inkom en die hele stad in opskudding geraak en gesê, wie is hierdie man? Die skare sê, dit is Jesus, die profeet van Nazareth in Galilea. Veral in 2 vers 8, hoofstuk 20 vers 28, net soos die seun van die mens nie gekom het om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as 'n losprys vir baie. Vers 31, die skare het hulle bestraf, hulle moes stil bly, maar hulle het al hoe harder geroep en gesê, wees ons barmhartig, Here, seun van Dawid. Toe gaan Jesus staan en roep hulle en sê, wat wil julle hê moet ek vir julle doen? En antwoord die Here dat ons oor geopen mag word. Ook vers 5 en vers 21, kyk, jou koning kom na jou toe, sagmoedig. Hy sit op 'n esel, ja, 'n jong esel, die vul van 'n pakdier. Wat wil jy hê moet die Here vir jou doen? Wat 'n wonderlike vraag. Wat wil jy hê moet die Here vir jou doen? Hoe baie ons lewens wens ons nie dat die Here vir ons hierdie vraag moet vra nie. Want ons het so baie dinge wat ons sal wil doen vir die Here wat hy vir ons moet doen of kan doen. Daagliks is daar baie dinge wat ons sal wil hê wat die Here vir ons doen. Kyk na jou persoonlike gebede, geliefde. Hierdie is dinge wat ons daagliks bid. Ons vra baie dinge vir die Here in ons gebede. Maar vra ons ook dit wat die heel belangrikste dinge is wat ons veronderstel is om te vra. Vra ons klein dinge of vra ons groot dinge? Dit is natuurlik 'n moeilike vraag, wat is klein dinge en wat is groot dinge? Wil ons simptome hanteer? Wil ons by die wortel van die probleem uitkom? Ons raak baie vinnig geïrriteerd as ons dokter toe gaan en die dokter skryf net vir ons 'n paar pynpille voor vir ons hoofpyn of vir watter probleem ons ook al het, en hy kom nie by die oorsprong van die probleem uit. Dan gaan ons ook so met onsself te werk. Wil ons net meer gemaklik lewe, of wil ons ook regtig by die wortel van die probleem uitkom? Ons sien met die Here Jesus op pad na Jerusalem toe. Dis nou net 'n paar dae voordat hy gevang en gekruisig gaan word. Ons skryf van Matteus dat daar 2 blindes langs die pad gesit het. Hier sien die skare mense om die Here Jesus almal op pad na die groot jaarlikse Paasfees daar in Jerusalem toe. Jaarlikse Paasfees. Maar die 2 blinde manne sit langs die pad. Hulle lewens is anders as normale mense se lewens. Min dinge is vir hulle beskoring. Oggend vat iemand hulle daar aan die hand en sit hulle daar langs die besige pad toe. En dan daar kan hulle langs die pad nou sit en bedel, as mense daar verbykom en hulle hoop iemand ontferm hulle dalk op hulle daar waar hulle langs die pad sit. Al kry hulle 'n paar sente om so 'n bietjie hulle nood te versorg. Dis nie nuttig. En die moontlikhede is baie beperk. En
hulle weet dit al te goed. Hulle voel en hulle beleef dit elke dag fisies. Hulle kan nie saamgaan na die fees en hulle kan sien pak sit en wereld. Die vraag is net, weet ek en jy dat ons ellendig is? Weet ons nog werklik hoe blind ons is? Besef ons is in die duisternis. Wat sien jy, geliefde? Sien ons nog ons eie sonde en ellende raak? As ons nie 'n oog daarvoor het nie, dan begin ons dink dat ons self kan regkom. Dan word ons gegoedig. Die taal oral om ons is, die sterkes kom bo uit. Wees sterk, jy kan. Maak 'n sukses, wees sterk en volmoed, maak jouself onmisbaar. So kan ons aangaan met die taal wat ons onsself hoor. Maar broer en suster, hier lees ons van twee mense wat ellendig is, swak is. Hulle is hulpeloos. Die skare mense daar om die Here Jesus sê vir hulle, bly bietjie stil man, julle raas. Hierdie man, hy is belangrik en hy is op 'n missie, hy gaan Jerusalem toe. Maar die pasies moenie onder lastig val nie. Maar vir hierdie twee ellendige mense, hulle is al barmhartigheid by God. Jesus Christus ontferm hom oor ellendige mense. Hoe heerlik, hoe lief is die evangelie van die Here Jesus Christus nie. Hoe barmhartig is ons Here nie. Hierdie twee manne, hulle glo in hierdie Jesus wat hier verby. Die skare hulle stil maak, hulle roep nou hard. En die geloof bly hulle roep na die Here Jesus toe. Hulle roep nie hulle self op tot mag en krag en uitkoms. Net op dit geliefde broer en suster. Hulle roep nie hulle self op en sê, ons moet maar net harder probeer, en hulle roep nie hulle self op tot mag en krag en uitkoms nie. Hulle weet sal nutteloos wees, hulle weet dat hulle in hulle self ellendig is, dat hulle in hulle self hulpeloos is. Hulle nood is te groot vir hulle self om iets te doen. Dan roep hulle uit en hulle skreeu uit alle harde, wees ons barmhartig, Here, seun van Dawid. Moet ons ook nie dink, hulle val die Here lastig. Ons dink baie keer, ons is oorlas vir die Here. Hulle roep al hoe harder. Die geloof roep hulle uit tot hulle Here. Ontferm nie oor ons Here, so roep hulle uit. Kan ons sê in die gebed. Roep hulle uit. Wees ons barmhartig, Here, seun van Dawid. Dit sê vir ons, hierdie twee manne wat as hierdie man wat nou hier verby, dit was nie maar net nog 'n verbyganger wat nie by hulle verbykom nie. Dit was nie enige gewone verbyganger wat elke dag daar verby hulle gestap het nie. Hulle sê vir hom, hy is die seun van Dawid, so roep hulle hom toe in die geloof. Wat beteken dit? Seun van Dawid, hoekom sal hulle dit sê? Hy is die koning wat beloof is, die koning wat gaan kom, so het ook geloos in lees in 21, kyk jou koning kom, hy is die koning wat beloof is wat gaan kom, hy is die een uit die geslag van Dawid wat op die troon gaan sit vir ewig. In 2 Samuel 7, daar beloof die Here dit vir Dawid, een uit sy geslag wat op die troon sit vir ewig. In Psalm 89 gaan ook juist oor die verbond wat die Here met Dawid opgerig het, dat sy troon sal bestaan tot in ewigheid. Seun van Dawid, koning. Maar dit sê ook, hierdie Jesus is niemand anders nie as die beloofde Messias, die verlosser, die heiland wat beloof is, wat sou kom. Die koning en ook die Messias. Die Christus het gekom. Hy was op hierdie aarde gewees. Die Messias wat beloof is, het gekom, die Here hy was op hierdie aarde gewees. Hierdie twee ellendige manne is ellendig,
ja, maar het geloof. Glo in God. Ek weet wat barmhartigheid by hierdie Here Jesus te vind en haar beroep hulle uit. En hulle geloof in die Here Jesus val hulle nie. Hoor dit geliefde. Hulle geloof in die Here Jesus val hulle nie. Die Here Jesus gaan staan. En hy roep hulle. Lieflike woorde. Verlossende woorde. God roep jou. Die Here Jesus roep hulle. Dan vra die Here Jesus hierdie woorde vir hulle. Wat wil julle hê? Moet ek vir julle doen? En hulle antwoord op. Nie dalk vir ons 'n paar rand nie, Here. Altyd so 'n paar rand, dan sal my bankbalans beter lyk. Nie dalk vir ons 'n bietjie brood of 'n warm bers nie. Nie dalk vir ons 'n bietjie water nie, ons kan nie by die water uitkom nie, ons is blind. Nie dalk vir ons 'n kussing vir onder ons boude, sodat ons 'n bietjie gemakliker kan sit en deel nie. Wat is hard? Wat vra hierdie twee manne in die geloof? Here, dat ons oë geopen mag word. Wat vra hulle? Sou hulle hierdie vir 'n normale mens daar verbygekom het gevra? Geensins nie, geliefde, geensins. Hulle vra iets massiefs. Die feit dat hulle nie kan sien nie, is iets baie groot vir hulle. Hulle vra niks minder nie as 'n wonderwerk, as iets bo-natuurliks om te gebeur in hulle lewens nie. Hulle kan nie meer behoorlik lewe nie, want hulle kan nie sien nie. Hulle kan nie werk en vir hulle gesinne versorg nie. Hulle kan nie Bybel lees nie. Hulle kan nie die Here ten volle dien soos wat hulle moes nie. Hulle kan nie beeld van God wees soos wat die Here hulle geskep het om te wees nie, want hulle is blind. Die woord sê ons kan baie maklik vir die Here 'n klomp dinge vra wat nooit regtig gaan aan die wortel van ons probleem nie. Bid ons en vra ons om werklik die Here oor die diepste nood van ons lewens. Ken ons daardie nood? Die Here Jesus Christus het nie na hierdie wêreld gekom om net simptome te behandel. Ja, simptome ook, maar baie meer. Hy is ook nie altyd net daar om ons gebede te beantwoord wanneer dinge vir ons swaar word nie. Hy het selfs ook nie net gekom om vir ons sekerheid vir die toekoms te gee nie. Hy het nie net gekom sodat ons hemel toe kan gaan nie. Wat is die wortel van ons probleme? Ons is vervreemd van ons Vader wat sy verbondsverhouding met ons opgerig het. Nou is ons vervreemd van hom. Deur die sonde en ons sonde dood. Christus het gekom om te dien en sy lewe te gee as 'n losprys vir baie. Vers 28 en vers 20. Liefde, hier is die koning. Hier is die koning, die seun van Dawid. Hy gaan op 'n esel Jerusalem binne. Hy gaan nie op 'n spogperd Jerusalem binne. Hy gaan nie op 'n oorlogshuis daar Jerusalem binne nie. Hy gaan sit nie op die troon en begin die mense rondom hom hitte te gebied nie. Dis toch wat konings doen nie waar nie. Konings doen dit, hulle gaan sit op die troon en dan begin hulle vir die mense daar rondom hulle, vir hulle onderdane, hulle bevele te gee. Wat is die groot koning van alle konings? Wat doen die seun van Dawid? Wat is die Messias? Waarom die belangrikste mens op hierdie aarde? Wat is die Christus? Hy gaan aan die kruis. Hy gaan aan die kruis. Sy lewe te gee as sy losprys vir jou, vir my. Hy is bespot, hy is gegeesel en hy het gelei. Hy is gekruisig. Sodat ek en
jy weer heel kan word. Kyk en sien hoe barmhartig jou verlosser is, geliefde. Dis barmhartigheid buite hierdie wêreld. Jou koning, en die koning gee homself as 'n losprys vir sy kinders. Ja, Jesus voel vir hierdie twee manne innig jammer. Hy raak hulle oë aan, onmiddellik sien hulle. Kyk net sy krag. Raak net hulle oë aan, onmiddellik sien hulle. Maar wat doen hy? Hy gebruik nie sy krag om homself van die kruis af te red nie, en van die kruis af te kom nie. Hy gebruik sy krag. Help hulle geliefde. Wat 'n barmhartige Here dien ons nie. Dis omdat sy barmhartigheid dat ons mag lewe. Efesiërs 2:4-5 lees ons, maar God, wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy groot liefde waarmee ons liefgehad het, toe ons dood was deur die misdade, het hy ons lewend gemaak saam met Christus. Het ons veral dat ons hierdie lewe saam met Christus mag hê. Titus 3:5 lees ons, nie op grond van die werk van geregtigheid wat ons gedoen het nie, maar na sy barmhartigheid het hy ons gered deur die bad van die wedergeboorte en die vernuwing deur die Heilige Gees, wat hy ryklik uitgestort het op ons deur Jesus Christus ons verlosser. God se barmhartigheid het ons die wedergeboorte geskenk en die vernuwing van die Heilige Gees in deur Jesus Christus. Dis groot ding om oor te bid. God se barmhartigheid het ons liefbaar in Christus Jesus, deur die Heilige Gees, sodat ons Vader en ons God die enig, sodat hy al die eer en al die lof en al die heerlikheid kan kry. Dis die kern van Christus se werk, om ons te kom verlos, om ons te kom heel maak in onsself, sodat God al die eer kan kry. Christus ons weer kom herstel om beeld van God te wees. Die twee manne se oë oopgegaan het, sou mense nog gedink het dat hulle self verwonder het aan die skepping. Soveel mooi dinge vir hulle om te sien in die skepping en om hulle aandag te trek. Baie dinge verkyk ons onsself nie aan in die skepping. Wat lees ons? Het hulle gedoen toe hulle oë oopgegaan? Ons lees en hulle het hom, Jesus Christus, lewe was radikaal kon verander. Hulle het nie voortgegaan om met hulle hendige bestaan daar langs die pad nie. Hulle het nie daar bly sit langs die pad en weer so gegaan en weer daar gebeur nie. Hulle was nie magteloos oor hulle omstandighede nie. Toegepas op ons is nie meer magteloos oor ons vorige sondige bestaan nie. Ons is nie meer magteloos oor ons sonde nie. Baie gaan ons nie maar voort met ons lewendige bestaan nie. Al sê ons is Christen. Ons gesit maar weer daar langs die pad, die bedel. Ons gaan maar terug na ons uitsondige bestaan en ons gaan terug Egipte toe. Terug na die afgode toe. Het gebeur so gereeld. Ons lewe is nie waar nie. Christus het vir die lewe omgegee. Hulle is nou vry, hulle is vry om te lewe, hulle het Christus waar hulle volg. Hulle kan weer beeld van God wees, hulle kan net volle saam met die Here lewe. Ons het die lewe in Christus so nodig. Mag ons hiervoor bid, mag ons hiervoor smeek elke dag, om die krag van Christus te lewe deur sy Heilige Gees in ons. Ons kan 'n lig in hierdie wêreld gewees. In Christus, ons is vry. Te lewe, Christus. Wat wil jy hê, die Here vir jou doen, geliefde? Mag die Here Jesus Christus
voor ons oë afskilder deur sy Heilige Gees. Ons Hemelse Vader, die lewe wat daar is in Here Jesus Christus vir ons oë afskilder. Hy Christus het sy heerlikheid vir ons wys. Ons mag verlosser word van ons diepste nood en ellende. Dooie en sondige bestaan. Ons bid om met Christus te lewe en die krag van die Heilige Gees. Weer ons Hemelse Vader te wees, verbondenheid met ons opgericht. Amen. Ons antwoord op die Here se woord is in ons Psalm 91. Daarvan sing ons vers 1 en vers 8. Vers 1, die skuil by die alhoë, hy word beskadig en beskut. Vers 8, sing ons, ek lei hom na die hoogtes waar 'n eerkrans vir hom berei is, die mense leeftyd vlug en kort, dit verleng ek in genade, sodat hy bly aanskouer word van al my reddingsdade. Psalm 91 vers 1 en 8, daar van ons saam.
aardse besitting hier en daar. Sodat die lewensverandering omkeer en ons sal werk. En die mense hier, saam met ons in die erediens, die mense hier in ons dorp en omgewing, hoe u so 'n lewenshand omkeer om verander deur die Gees. Dis net nie wat het gaan doen, wil u wedergeboorte werk. Dis net nie wat het gaan doen. Wil u tog so vir uself eer en heerlikheid bewerk. Daai lewe, ons lewe wil u gee, ons meer en meer na u sal verlang, na u toe sal vlug, met elke probleem in ons lewens, juis veral met ons diepste nood, sondes. Wil jy ons daarvan was, wil jy ons meer en meer in die Gees en die woord en die beloftes, help dat ons ook van die mag van die sondes sal loskom. Dit is ons moeilik, baie keer roep alles in ons dat ons waar dit moet gaan, nie na u toe nie. So met ons werk, so met ons ontspanning, dat ons probeer doen sonder u. Dat ons dit belangriker ag as u. Of ons gesinne, of ons familie, of ons vriende, of ons werk, of ons eiendom, of so kan ons aangaan. As so baie dinge, dat ons partykeer bo u stel. Ons wil dit nie doen nie. Weet, u is belangriker. Is alles. Enigiets op hierdie aarde wat ons kan dink, is belangriker as die hele stem. Maar wil ons so ry en dra hierdie week, dat ons so ons roeping mag uitleef, deur deel van u te wees. Wees met ons kinders ook daar waar hulle vakansie het, dat die vakansie ook so die eer deurgebring mag word. Wees ook met ons ouers, dat ons ook vir hulle die wonderlade sal verkondig waarvoor hulle is elke dag saam met ons. Ons dank Here vir verbondskinders, vir verbondskinders wat u gee. Wil u tog so vir ons verbondskinders gee, vir uself en nageslag gee en opwek om u te dien. Die dinge bid ons Vader, dat ons is vir ons lewe en vir ons bestaan en vir alles diep afhanklik van u. Ons Here Jesus Christus se naam bid ons dit Heer in die werking van die Heilige Gees. Amen. Voordat ons dankoffer van die Here afoffer en die Here ons op wegstuur met sy wegstuur seën, beeld, wesens miskien, kom ons in Psalm 68. Waarvan sal ons in vers 1 en vers 3, ons sing hier van ons Here se vers, sy waarheid. Psalm 68, waarvan vers 1 en vers 3. Amen.
Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sy en bly met die almal.